As ek geweet het waarvoor ek my inlaat, die dag toe ek met baie manne moed kry vir jou.com die domein geregistreer het, dan sou ek dalk nooit begin het nie. En dit is een van die redes hoekom ek besluit het ek gaan nie hierdie verander in klas gee nie, want ek's regtig klaar met klas gee, regtig nie meer lus vir dit nie. En daar's oor genoeg bronne wat vir jou verduidelik hoe 'n besigheid te begin en hoe om dit te doen. Maar daar's baie min binneblikke, so ek gaan eerder aanhou om regtig net 'n binneblik te gee. Wat ek wel kan sê net is, nadat ek die naam geregistreer het, omdat ek nou so 'n bietjie aanlyn soektogte gedoen het oor aanlyn besighede, was Facebook so vriendelik, of die algoritme so vriendelik om vir my 'n advertensie te stuur van 'n e-commerce platform waarby ek aangesluit het. Die naam is Insaka. Ek kan enigiemand aanbeveel om saam met hulle te werk of deur hulle te leer hoe om dit te doen. Danksy Insaka kon ek binne 'n maand my aanlyn besigheid klaar bou en begin. Maar moenie dat daai binne 'n maand jou flous nie. Dit was 'n baie lang maand en taai. En ek het nie gecolor code nie. Ek is mal oor groen. So baie dinge in my lewe is groen. So outomaties pas baie dinge by mekaar. Hoewel dit op hierdie stadium voel of baie min dinge in my lewe pas. Ek kom nie by alles uit nie. En ek moet nog 'n paar dinge afhandel en doen wat ek nie meer mal is oor nie. Ek wens ek kon net al my tyd spandeer aan kry vir jou. Dis vir my vrek lekker. Ek geniet dit regtig. Al is dit ontsettend moeilik. Ek dink die kopskuif het hierdie, ek weet, ook die laaste week gebeur, die groot kopskuif. Waar ek van angsbevange en bevrees geskuif het na, hierdie is regtig eintlik pret. Dit maak my net baie moeg. Dis klein is dan speel jy ook mos vir ure lank op die klimraam, totdat iemand begin huil. En dan besef jy, almal is eintlik moeg. Ek is eintlik ook 'n bietjie moeg. Maar ek huil nie meer nie. Ek het nie regtig nie. Ek was net angstig. Dit is 'n groot stap om te neem. En dit verg baie energie. 'n besigheid wat gebou moet word, 'n besigheid bou nie homself. Dit vra dat jy die werk moet insit. En ek dink wat die kopskuif getrigger het, was my man het vir my so 'n dingetjie gestuur. Dis nie 'n meme nie, want as ek reg verstaan is meme snaaks, en hierdie was nie snaaks nie, dit was baie bemoedigend. En dit het gesê, you can't learn how to drive in a parked car. Just go. Dis eintlik al wat ek nou te sê het ook. Just go. En so baie mense het dit al so baie gesê, doen dit net. Jy begin net, doen dit net. Maar jy weet, op 'n dag, op 'n oomblik, hoor of lees jy iets en dan is jy regtig net reg daarvoor om dit te verstaan tot in jou DNA in. En dit was daai oomblik vir my. Daar's nie, en die metafoor het my baie gehelp. Ek dink baie in metafore en dit help my altyd om dinge te verstaan. Om dit te vereenvoudig na iets, om 'n abstrakte konsep te vereenvoudig of te vergelyk met iets wat ek verstaan, soos bestuur. En dit het net vir my the penny dropped. Jy kan nie leer om te bestuur in 'n geparkeerde kar nie.
jy moet die sleutel draai en die petrol trap of die diesel, die gas en ry. En dis eintlik al. En ek dink die groot besluit wat ek moes neem is, wil ek of wil ek nie? Jy hoef nie. Ek het nie nodig gehad om hierdie te doen nie. Ek het nie eers nodig gehad om in die geparkeerde kar te klim nie. Jy het ook nie, jy hoef nie. Maar wanneer jy 'n droom het, en 'n droom is so 'n simpel woord. Wanneer jy graag iets wil doen, dit hoef nie 'n droom te wees nie. Dit kan 'n eenvoudige klein dingetjie wees. Maar wanneer jy graag iets wil doen, ek weet nie van jou nie, maar ek kan jene, ek kan 'n ding oordink. Wow. Selfs ChatGPT het al vir my gesê, wanneer ek my as vra en vra om navorsing te doen oor sekere goed, stop overthinking this. 'n Robot. Maar point taken. So ek kan definitief myself totaal en al uit 'n baie goeie idee uitdink of uit 'n baie lekker ervaring uitdink, want ek dink aan goeders wat nie eers regtig bestaan nie. Ek is 'n groot denker. En ek sien rondom my die mense wat doeners is. Met amper, ek weet nie, lekkerder ervarings. En hulle is nie so gepla daaroor as iets nie regtig werk nie. Want dit gaan nie noodwendig vir hulle oor die eindresultaat nie. Dit gaan vir hulle oor die doen. Hulle is doeners. As nie werk nie, dan doen hulle iets anders, want daar's movement. So ek wil ook 'n doener wees. As jy 'n doener is en jy het tips, help asseblief, reik uit. In ruil daarvoor sal ek vir jou al die beplanning wat ek eintlik vir hierdie sessie gehad het, stuur. Die klas gee goed. Wat stap vir stap verduidelik hoe om 'n brand te bou. Maar al daai goed is wonderlik en dit help. Dit is goed om 'n plan te hê. Maar dis nie die murg. Dis nie die murg nie. Dis nie daai ding wat jou vorentoe dryf nie. Dis net 'n plan. Dis net idees op papier. Van wat ander mense gedoen het, doeners. Sien, dan skryf iemand dit neer op 'n papier, dan dink ek daaroor in plaas daarvan dat ek dit ook net doen. So dit is wat ek nou doen. Ek is nou 'n doener. En wat ek hierdie week gedoen het, waar ek super excited is. Sal ek nie? Ek gaan gou. Ek het die Ryk-goed-reeks voltooi. Hoe mooi is dit? Okay. Daar's 4 kies. Maar is net 1. Dit die mooiste name. Maar hoekom ek dit nou so geheimsinnig doen is, ek wil baie stapsgewys dit mooi bekendstel en stapsgewys verduidelik. Want goeders wat lekker ruik is vir my baie lekker. Ek wil dit nie sommer net vinnig afskeep nie. So ek het iets gedoen hierdie week. En dit is miskien hoekom ek soveel beter en soveel meer inspired voel. En weer energie het, al slaap ek nie baie nie. So hier is wat ek vir jou wil sê. Klim in die kar, in die geparkeerde kar, en ry. Moenie net daar sit nie. Ons ry saam. Ek weet nie waar jy nie, maar ek sal jou daar kry. Tot die volgende keer.